Kom ons lees vanaand twee gedeeltes uit die evangelie van Matteus. Matteus 20, vers 17 tot 19 en dan ook uit Matteus 27. In Matteus 20, wat ons gaan lees vanaf vers 17 af. In hierdie gedeelte kondig ons Here Jesus sy lyding aan. Ons het dit al 'n vorige Sondag ook gelees. Hy vertel vir sy disippels wat gaan gebeur. En kom ons lees vanaf vers 17 tot 19. Terwyl Jesus na Jerusalem toe op pad was, neem hy die 12 disippels op sy. En so in die loop sê hy vir hulle, kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word. En hulle sal hom tot die dood veroordeel. Hulle sal hom uitlewer aan die heidene, wat hom sal bespot en gesel en kruisig. En op dieselfde dag, en op die derde dag, sal hy uit die dood opgewek word. En dan blaai ons na Matteus 27. Ons lees ook van vers 27 af. Daarna vat die soldate van die goewerneur vir Jesus in die amptswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom bymekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n pers mantel om. Hulle vleg 'n doringkroon, sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg, die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Weet broeders en susters, ons kan sê dis laag, dis wreed. Ons kan sê dis afgryslik. Hierdie gaal bitter gespot van die soldate met ons Here Jesus Christus. As 'n mens hierdie dinge lees, dan soek jy na woorde om dit te beskryf. Dis verskriklik. En tog was dit net nog 'n stap in ons Here Jesus se bittere lyding ter wille van ons. Die soldate het gehoor dat Jesus na homself verwys as die koning van die Jode. En nou maak hulle gebruik van die geleentheid om werklik van hom 'n gek te maak. Want dis wat hulle wou regkry. Omdat hy gesê het hy's koning van die Jode, wil hulle van hom 'n grap koning maak. En wat doen hulle? Hulle trek hom 'n ou spotkleed aan. Hulle hang dit oor sy skouers, want hy is mos koning. Hulle gee vir hom 'n ou riet as koningssepter in sy hand. Op sy kop sit hulle 'n krans van doringtakke. Hy's mos 'n koning. Elkeen wat Jesus so sien, moes net die kop skud. Elkeen wat hom so sien, moes net sê, wat 'n patetiese figuur. 'n volslae karikatuurkoning, hierdie Here Jesus Christus. Maar broeders en susters, as dit maar al was, vol venyn, en ons kan ook sê vol sataniese gif, spot hulle heeltyd
met ons Here Jesus Christus. Wees gegroet, koning van die Jode, roep hulle hom uit. Dan lees ons hoe hy herhaaldelik met 'n stok oor die kop geslaan is. Daardie dorings al dieper en dieper in sy kop ingedryf word. Hulle spoeg op hom. Hulle buig hulle knieë voor hom, asof hulle aan hom hulde bewys. Jesus Christus is koning. Hy is die ware koning. Daarom is dit wat hier gebeur, broeders en susters, so 'n ontsaglike, ontsettende vernedering vir ons Here Jesus Christus. Wie van ons sal die pyn wat al hierdie gespot vir hom gebring het, ooit kan bereken? Ons kan nie. Want alles was so vol haat, so veel vol venyn. Onthou hy sy woorde? Hulle sal hom, dis ons Here Jesus, uitlewer aan die heidene, wat hom sal bespot, gesel en kruisig. Weet jy wat die soldate hier met ons Here Jesus Christus gedoen het? Is hoe die mens in werklikheid self lyk. Al sien hulle dit nie en al besef hulle dit nie, maak hulle van Jesus Christus se uiterlike dit wat die mens innerlik is. Want wat van ons koningsgestalte oorgebly het vanweë die sonde, broeders en susters, is 'n karikatuur. Is 'n spotvoorstelling. Die sonde het van ons grapkonings gemaak. Konings met doringkrone, met rietsepters en spotklere aan. Kyk maar net 'n bietjie en dink, broeders en susters, wat die mens nie alles aangevang het, waaroor die Here hom as koning aangestel het. Dink 'n bietjie, wat het die mens nie al oor eeue in die natuur vernietig nie. Ons ekonomie lê daaronder, ons politiek lê daaronder. Menseverhoudinge lê daaronder. Alles dra sulke diep letsels van die mense koningskap wat gefaal het. Wat in baie dinge die boot toe invoer, is agteruitgang, selfverryking, geweldige besoedeling, hartseer en pyn. Ons is van nature, wat die soldate daar in die soldatekwartiere van ons Here Jesus Christus gemaak het. 'n Grove karikatuur, 'n spotbeeld van die konings wat God ons gemaak het. Weet jy, in alles wat die soldate aan ons Here Jesus gedoen het, het hy niks gesê en niks gedoen nie. Die ware koning het hom laat behandel as 'n spotkoning, as 'n karikatuur.
Uit homself kon hy nooit word dit wat ons innerlik is vanweë die sonde nie. Hy kon nooit 'n karikatuur koning word nie. Hy's God uit God, verhewe bo alle ongehoorsaamheid. Daarom het hy toegelaat dat mense hom verteken tot hulle eie beeld. Hy het uiterlik die gedaante aangeneem wat die mens innerlik is. En so, broeders en susters, het hy die bittere konsekwensies van ons sonde op hom geneem. Daar in die soldatekwartiere, bietjie later aan die kruis, is hy belaai met jou en my mislukking. As 'n koning van die Here, as 'n aangestelde koning. Weet jy, toe Pilatus later ons Here Jesus met 'n doringkroon en met 'n spotgewaad buitentoe lei, het hy vir die mense gesê, daar is die mens. Daar is die mens, het Pilatus gesê. En hierdie woorde van hom het baie meer gesê as wat hy wou sê of wat hy ooit kon dink. Want ons Here Jesus het waarlik in ons plek kom staan. Ons val as konings was op hom uitgeteken. God se toorn oor ons sondes het op hom afgekom. Hy moes vir Satan pret maak. Hy was die slagoffer van Satan se gaal humor. En dit om uiteindelik sy lewe af te lê en so die volle offer te bring. Die mislukking van my en jou koningskap. Om die volle betaling te bring van ons eie mislukking. Ons Here Jesus se kruisiging, broeders en susters, was oënskynlik 'n geweldige triomf vir sy vyande. Hulle was bly. Hulle het gedink hulle het gewen. Maar deur te sterf, en dit weet ons, het hy ons skuld voor God vereffen. Maar nou, in daardie graf het ons Here Jesus Christus nie gebly nie. Deur sy opstanding uit die dood, deur sy latere hemelvaart, het hy sy absolute koningskap oor alles en almal bevestig. Na sy hemelvaart is hy in die hemel. Dit hy daai rooi soldatemantel verwissel vir 'n koninklike gewaad, so sê Openbaring 1 vers 13 vir ons. Daardie ou riet wat hulle in sy regterhand geprop het, het plek gemaak, sê Hebreërs 2 vir ons, vir 'n koninklike scepter waarmee hy regeer. Want hy is die ware koning. Hy is die koning aan wie alle mag in die hemel en op die aarde behoort. Maar daarom, broeders en susters, het sy sterwe, sy opstanding en sy hemelvaart ook alles vir my en vir jou verander.
Het dit alles verander vir elkeen wat in Jesus Christus glo. Kragtens my en jou eenheid met Jesus Christus. Is ek en jy nie alleen geroep om 'n koning te wees nie, maar ons is ook deur die Heilige Gees bemagtig, bekwaam gemaak om werklik 'n koning in diens van die Here te kan wees. Is ons herstel om weer die koning te wees wat die Here ons gemaak het. Nie 'n ou grap koning nie, maar 'n ware koning. 'n Koning wat nie die skepping aanhou vernietig nie, maar die skepping gaan beheers en begin ontwikkel. Ons is herstel tot 'n koning van die Here, wat in ons persoonlike lewe, in ons huislike lewe en in ons lewe in die samelewing werklik met krag veg teen die sonde. Wat op ons knieë daarvoor bly. Ware konings. Dit is wat Jesus Christus een my weer gemaak het. Langs die pad van sy lyding, deur sy sterwe en deur sy opstanding. En daarom, broeders en susters, bly die vraag aan ons elkeen: leef ek as 'n herstelde koning in diens van die Here? Is die vrug van al ons Here Jesus Christus se bittere lyding, is die vrug van sy sterwe, is die vrug van sy opstanding in my lewe sigbaar? Het jy om werklik 'n koning te kan wees wat stry teen die sonde, wat dit oorwin, werklik so herstelde koning te wees? Vra baie van my en jou. Dit vra oneindig baie selfbeheersing. Dit vra al ons kragte. Dit vra 'n lewe waarin jy voortdurend op jou knieë voor die Here is. Dit vra volharding. Jy weet waarvan ek praat. Volharding elke liewe dag in jou lewe. Maar weet jy, ek en jy moet moed hou. Ek en jy moet aanhou stry. Ons moet aanhou leef soos konings van die Here. Want ons het 'n belofte. Ons het 'n belofte van die Here. Ons het 'n belofte waarin ons kan vashou. Elke kind van die Here ontvang binnekort deur ons Here Jesus Christus 'n ware koningskleed van spierwit linne. Hoor jy dit? Dis hoe daar gepraat word. Ons ontvang 'n goue kroon op ons kop. 'n ware heerserstroon waarop ons saam met God oor alle skepsels sal regeer. Dis wat vir ons beloof word. Volhard jy daarom as 'n herstelde koning in Jesus Christus? Is jy besig om baie hard te werk aan jou koningskleed? Weet jy,
So sal ons vir die Here kan dankie sê. Vir dit wat hy in ons plek deurgemaak het. So sal ons vir hom kan sê, u lyding, daar onder die soldate, daai gespot, was nie verniet nie. Het my lewe verander. Het van hierdie grapkoning 'n ware koning gemaak in God se diens. Mag dit ons antwoord wees. Here, dit was nie verniet. Al daardie spot wat u verduur het, was nie verniet. Die ook vir hierdie mens gesterf het nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, as ons daaraan dink hoe ons gefaal het as konings, dan maak dit ons baie hartseer. Ons sien ook die nagevolge daarvan in die wêreld rondom ons, in ons eie lewe. Ons dankie dat ons mag weet dat ons Here Jesus Christus ook in ons plek die straf gedra het. Te van hom soveel gevra. Soveel spot, soveel vernyn. Maar hy het dit vir ons gedra en ons met u versoen. Ons dankie Here dat ons in en deur ons Here Jesus Christus herstelde konings is. Dat hy ons in hierdie wêreld instuur en sê, julle is herstelde konings en Jesus Christus leef soos konings. Help ons daarom Here om te stry teen al die sonde in ons eie lewe. Help ons om te heers oor dit wat verkeerd is. Help ons Here om dit te doen in ons persoonlike lewe, in ons gesinslewe, in hierdie land van ons. Mag ons konings wees wat waarlik heers en regeer. Wat nie afbreek en stikkend maak nie, maar opbou, ontwikkel. Konings wat u dien en u verheerlik. Ons word so dikwels moeg hier in Here. Daarom vra ons om u krag, om volharding. Ons vra ook Here, laat ons vashou aan u beloftes. Laat dit ons inspireer, laat dit ons aanmoedig om elke dag as koning te lewe. Geef vir ons Here 'n mooi week. Maak van ons konings in u diens. Mag u geëer word, mag u verheerlik word. Ook in dit wat ons hierdie week as konings gaan doen. Want Here, dis ons hartsbegeerte. Dat u verheerlik sal word en groot gemaak sal word. Vir dit wat ons Here Jesus Christus vir ons gedoen het.
Ons vra dit in sy naam.